Baie welkom by vandag se aanlyn diens. Ek is baie opgewonde oor ons nuwe reeks met die titel Herskep. Nou ek wonder watter eienskap van die Here vir jou die meeste uitstaan. Dit hang seker af van waar jy jouself in die lewe bevind. Vir party mense sit sy liefde, vir ander sy trou, dalk sy genade of sy heiligheid. Maar as jy vir my sou vra, is daar een eienskap wat my met verwondering vul. En dit is dat God skep. Daar is baie min dinge wat my so stil maak, soos 'n sonsondergang. Of as jy staan voor 'n groot berg en jy besef hoe klein jy is. Of wanneer jy saans opkyk na die sterre en jy besef jy's maar net 'n klein deeltjie van hierdie groot heelal. En elke keer herinner dit my aan hoe die Bybel begin. Nie met 'n probleem, nie met mense nie, nie met sonde nie. Die Bybel begin met God. In Genesis 1 staan daar: In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en duisternis was oor die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Is dit nie ongelooflik nie? Die eerste ding wat God van homself openbaar, is nie sy mag nie, is nie sy oordeel nie, is dalk nie eers sy liefde nie. Die eerste ding wat hy openbaar, is dat hy skep. Waar daar chaos is, bring hy orde. Waar daar leegheid is, bring hy lewe. En waar daar donker is, daar bring hy die lig. Dit is nie bloot iets wat God doen nie, dit is regtig wie hy is. In die afgelope maande, terwyl ons dink oor hierdie reeks, is daar 'n vraag wat by my gebly het. Waar sien ons God vandag nog skep? Ek dink baie van ons sal dadelik na die natuur wys. Ons sal sê, kyk na die berge, kyk na die oseane, dalk na sonsondergange. Kyk na die ongelooflike kompleksiteit van ons menslike liggaam. En ons sê, kyk wat het God gemaak. Maar ek wonder, is dit dalk moontlik dat ons God se skepingswerk vandag op verkeerde plekke soek? Want wanneer laas het jy verwag dat God iets nuuts gaan skep? Soos nie 'n nuwe ster of 'n nuwe berg of 'n nuwe blom nie. Wanneer laas het jy gewonder, wanneer gaan God 'n nuwe mens skep? Ek dink baie van ons glo, God het geskep. Maar die evangelie leer ons dat God nie net opgehou het om te skep nie. Hy is tot vandag toe besig om lewe te bring waar daar dood was. Hy is steeds besig om orde te bring waar chaos oorheers het. Hy is steeds besig om lig te laat deurbreek waar donkerte gewen het. Net dalk lyk sy skepingswerk vandag anders as in Genesis. Daar is 'n aanhaling wat my altyd bybly. Dit sê, God is inviting us to participate with him in the recreation of beauty. Ek het daardie woorde al oor en oor gelees, en dit laat my met 'n vraag. Hoe doen 'n mens dit? Hoe neem gewone mense deel aan God se skepingswerk? Hoe lyk 'n gemeente wat saam met God besig is om skoonheid terug te bring in hierdie wêreld? En dit is presies die vraag waarmee Paulus ons ontmoet. Nie in Genesis nie, maar in Galasiërs. Lees saam met my Galasiërs 6 in die Message vertaling. Live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself, because you might be needing forgiveness before the day is out. Stoop down, reach out to those who are oppressed, share their burdens, and so complete Christ's law. If you think you are too good for that, you are badly deceived. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself, and don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Ek hou daarvan hoe Eugene Peterson hierdie gedeelte begin. Live creatively. Leef kreatief. Toe ek dit die eerste keer lees, moes ek myself afvra, wat presies bedoel Paulus daarmee? Want wanneer ek aan die woord kreatief dink, dan hoor ek kunstenaar, skilder, musikant, ontwerper. Maar Paulus praat nie van kuns nie. Hy praat van 'n nuwe manier van leef vir gewone mense wat so deur God verander word, dat hulle begin deelneem aan God se skepingswerk. En dit bring ons by die vraag waarmee ons vanoggend gaan worstel. Hoe lyk kreatiewe mense in 'n gebroke wêreld? Galasiërs sê vir ons, ek het iets raak gesien wat ek nie voorheen raak gelees het nie. Paulus begin nie skielik in hoofstuk 6 sommer net praat oor kreatief leef nie. Hy reageer op iets. Daar is 'n rede waarom hy by hierdie gemeente iets aanspreek. En daardie rede kry ons 'n paar verse vroeër in Galasiërs 5. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie.
maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en verskeer, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal vernietig nie. Dink net vir 'n oomblik aan daardie beeld, as julle mekaar byt en verskeer. Dis nie die taal van 'n gesonde gemeente nie, dis wildtuintaal. Paulus beskryf 'n gemeente waar mense mekaar seermaak, waar trots wen, waar vergelyking wen, waar kritiek wen, waar verhoudings stadig maar seker uit mekaar begin val. En dis juist daar dat Paulus sê, live creatively friends. Met ander woorde, as julle aanhou leef soos die wêreld leef, gaan julle uiteindelik mekaar vernietig. Maar daar is 'n ander manier van leef. Daar's 'n ander manier van leef wat nie vernietig nie, wat bou, wat nie afbreek nie, maar wat herstel. Nie die chaos vermeerder waar jy jouself bevind nie, maar skoonheid terugbring. En ek besef, hier is nie net 'n probleem wat die gemeente in Galasië gehad het nie. Dis ons storie ook. Want as ons eerlik is mense ongelooflik goed daarmee om dinge te breek. Ons breek vertroue, ons breek harte, ons breek huwelike, ons breek vriendskappe, ons breek familiebande. En as ons so aanhou, is dit ook so dat ons selfs gemeentes breek. En hoe langer ek hieroor dink en terugdink, hoe meer het my gedagtes teruggegaan na die begin van die Bybel. Want sien, dis nie 'n nuwe probleem nie. Dis maar 'n baie ou probleem. In Genesis 4 lees ons hierdie woorde. Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel aangeval en hom doodgemaak. Hoe tragies is dit nie? Die wêreld is skaars geskep, alles is nog nuut. En tog, nog voordat ons baie bladsye in die Bybel gelees het, vind ons die eerste gebroke verhouding, die eerste moord, die eerste broer wat teen 'n ander broer draai, die eerste keer wat 'n mens vernietig, dit wat God gemaak het. En van daardie oomblik af, herhaal die storie homself oor en oor, broers teen broers, families teen families, nasies teen nasies, mense teen mense. En dalk is dit hoekom die wêreld soms so moeg voel, want God hou aan skep en ons hou aan breek. Maar hierdie is die wonder van die evangelie. God kyk nie na 'n gebroke wêreld en sê, dis verby nie. Nee, hy begin weer. Hy gee nie sy skepping prys nie. Hy begin om dit te herskep. En hy doen dit deur die Heilige Gees. Galasiërs 5:16 sê die volgende. Paulus sê vir hierdie gemeente, maar ek sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, want dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. En 'n paar verse later skryf Paulus in Galasiërs 5 die volgende, die vrug van die Gees daarteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Vir jare het ek hierdie gedeelte gelees as 'n lys karaktereienskappe. En natuurlik is dit, maar dit is soveel meer. Hierdie is die manier waarop God steeds besig is om te skep, herskep. Dink daaraan. Waar haat was, skep hy liefde. Waar onrus is, skep hy vrede. Waar woede mense uit mekaar uitdryf, daar skep hy geduld. Waar hardheid mense breek, daar skep hy 'n sagtheid. Waar mense vasgevang was, daar skep hy selfbeheersing. Die vrug van die Gees is nie bloot mooi karakter nie. Dit is God se herskepingswerk, wat in gewone mense sigbaar word. En dan, nadat Paulus dit alles gesê het, kom hy by hoofstuk 6. En dan sê hy, live creatively friends. En skielik begin dit sin maak. Kreatief leef beteken nie om nuwe idees uit te dink nie. Dit beteken om saam met God te leef op 'n manier wat skoonheid terugbring, waar sonde dit gesteel het. Maar dit laat nog een vraag. As dit is wat kreatiewe lewe beteken, hoe lyk dit in die praktyk? Hoe lyk dit wanneer Jesus self hierdie kreatiewe lewe leef en uitleef? En dit bring ons na een van die mooiste oomblikke in die evangelie van Johannes. En nou bring Johannes ons in 'n vertrek in Jerusalem. Dit is die aand voor Jesus gekruisig sou word. Binne 'n paar uur sou hy verraai word, gearresteer word, verhoor word,
gekruisig word. As daar ooit 'n aand was waarop Jesus op homself kon fokus, was dit hierdie een. En tog is dit nie wat hy doen nie. Johannes nooi ons om hierdie oomblik baie stadig te beleef. Johannes 13 vertel hierdie storie. Dit sê, voor die viering van die Paasfees het Jesus geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, en hy het hulle lief gehad tot die einde toe. Ek hou van daardie laaste woorde. Hy het hulle lief gehad tot die einde toe. Nie toe hulle hom verstaan het nie, nie toe hulle getrou was nie, nie net toe hulle sterk in hulle geloof was nie, tot die einde. En dan gee Johannes vir ons besonderhede wat maklik by ons verbygaan. Hy vertel ons wat Jesus weet. Johannes 13 sê, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God gaan teruggaan. Jesus weet presies wie hy is. Hy weet waarvandaan hy kom. Hy weet waarheen hy op pad is. Hy weet die kruiswag. Hy weet Judas gaan hom verraai. Hy weet Petrus gaan hom verloon. Hy weet die ander disippels gaan uitmekaar hardloop. Hy weet alles. En tog doen hy iets wat niemand in daardie vertrek sou verwag nie. Johannes gaan aan met sy verhaal. Hy sê, toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en die disippels se voete begin was en dit met die handdoek afgedroog wat hy omgehad het. Kan jy dit sien? Die koning staan op. Die meester trek sy boekleed uit. Die skepper van hemel en aarde maak 'n handdoek om sy middel vas en hy kniel. En hy begin voete was. Ons lees hierdie verhaal maklik, dat ons vergeet hoe ongemaklik hierdie oomblik moes gewees het. Niemand sê iets nie, hulle kyk net. Die hande wat blindes laat sien het, raak nou aan stof. Die hande wat stormstil gemaak het, was nou vuil voete. Die een vir wie elke knie eendag sal buig, kniel eerste. En dit tref my. Jesus kyk nie net na 24 voete nie. Hy kyk na 24 stories. Hy ken elke hart, elke swakheid, elke sonde, elke teleurstelling wat nog op pad is. Hy weet presies wie voor hom sit. En dan begin ek wonder, wat het Jesus gesien toe hy na daardie voete gekyk het? Want hy het nie net die stof aan hulle voete gesien nie. Hy het hulle toekoms gesien. Hy het geweet waarheen daardie voete binne die volgende paar uur sou stap. Hy het geweet, 2 van daardie voete sou hom verloon. Jy ken dit beter as die Petrusvellies. Hy het geweet, 2 van daardie voete sou later twyfel of hy werklik uit die dood opgestaan het. Dit is daai Thomas plakkies wat jy kan koop. En hy het geweet, 2 van daardie voete sou hom verraai vir 30 silwerstukke. Jy ken dit beter as die Judas strappers. Voete wat sou weghardloop, voete wat sou verloon, voete wat sou twyfel, voete wat sou verraai. En tog lig Jesus een voet na die ander op, en hy was dit skoon, en hy sit dit saggies neer, en dan vat hy die volgende een. En hier is die belangrike julle, hy slaan nie Petrus oor nie, hy slaan nie Thomas oor nie, hy slaan nie eers vir Judas oor nie. Hy was almal se voete. En ek dink, dit is die eerste keer wat ek regtig begin verstaan het, wat Paulus bedoel toe hy sê, live creatively, friends. Want kreatiewe liefde begin nie wanneer iemand dit verdien nie. Kreatiewe liefde wag nie totdat iemand verander nie. Kreatiewe liefde sien die waarheid en kies nog steeds om te dien. Maar tussen al daardie voete is daar 2 pare waarby Johannes ons bietjie langer wil laat stilstaan. Die eerste paar voete behoort aan Petrus. Ek dink dit is geen toeval nie, dat Johannes ons aandag vestig op 2 spesifieke disippels, Petrus en Judas. 2 manne, 2 stelle voete, 2 heeltemal verskillende stories, maar Jesus kniel by albei. Kom ons begin by Petrus. Ek dink ons almal hou van Petrus, want daar is iets van onsself in hom. Hy is impulsief, hy praat voor hy dink, hy beloof altyd groot dinge, en hy bedoel dit. Hy het werklik geglo, byvoorbeeld, dat hy nooit vir Jesus sal los nie. 'n paar hoofstukke vroeër lees ons hierdie gesprek,
wat Petrus en Jesus met mekaar gehad het. Daar in Johannes 13 staan daar, Petrus sê toe vir hom, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê. En toe antwoord Jesus, sal jy jou lewe vir my aflê? Dit verseker ek jou. Nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Kan jy jou dit indink? Petrus weet dit nie eers nie, maar Jesus weet. Wanneer hy daardie vellies optel, weet hy presies waarheen hulle op pad is. Daardie voete gaan binne ure weghardloop. Daardie voete gaan hom 3 keer verloon. Daardie voete gaan stil staan by 'n vuur, terwyl Jesus verhoor word. Jesus weet dit, en tog hou hy nie op was nie. Hy trek nie sy hand terug nie. Hy sê nie, Petrus, kom ons wag eers. Kom bewys eers jy is ernstig. Kom wys my eers jy is loyaal. Nee, hy was sy voete. Voordat Petrus val, nie daarna nie. Voor sy grootste mislukking. En dis my so mooi. Jesus definieer Petrus nie deur sy slegste dag nie. Hy sien verder as die verloning, hy sien die prediker van Pinkster, hy sien die herder van die kerk, hy sien die man wat eendag sy lewe vir die evangelie sal aflê. Jesus kyk nie net na wie Petrus is nie, hy kyk na wie sy genade besig is om Petrus te maak. Miskien is daar iemand wat dit vandag moet hoor. Jy definieer jouself nog deur jou grootste mislukking. Jy dink God sien jou soos jy jouself sien. Maar Jesus het Petrus se voete gewas, voordat Petrus hom verloon het. Hy was nie verras deur Petrus se sonde nie, en hy is ook nie verras deur joune nie. Maar dan kom Jesus by 'n ander paar voete, en eerlikwaar, hier raak die verhaal nogal moeilik. Johannes maak seker, ons mis hierdie nie. Hy skryf dit swart op wit. Hy vertel hierdie storie wat Jesus sê, en Jesus sê, julle is skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Jy sien, Jesus weet, hy vermoed dit nie, hy dink dit nie, hy weet Judas het reeds besluit. Hy weet die 30 silwerstukke is reeds in Judas se hart. Hy weet die soen in Getsemane is op pad. Hy weet daardie voete gaan van hom wegstap, en tog stap Jesus nie by Judas verby nie. Hy kom kniel by hom, hy vat Judas se voete in sy hande, hy was hulle, net soos al die ander disippels se voete. Dink net vir 'n oomblik daaroor, Jesus dien die man wat hom gaan verraai. Hy wys nie met sy vinger nie, hy verneder nie vir Judas voor die ander disippels nie, hy roep nie die tafel stil om Judas uit te wys nie. Hy doen net wat liefde doen. Hy dien. En hier dink ek, moet ons baie mooi luister. Dit beteken nie Judas was onskuldig nie. Dit beteken nie Jesus het gemaak asof sonde nie saak maak nie. Dit beteken nie daar was geen gevolge nie. Maar dit beteken, en hierdie is belangrik, Judas se sonde het nie Jesus se liefde beheer nie. Die sonde van ander mense hoef nie die liefde van God se mense te bepaal nie. Is dit nie presies wat Paulus bedoel het nie? Live creatively. Die wêreld sê, ek sal jou lief hê as jy dit verdien. Jesus sê, ek sal jou lief hê, selfs wanneer ek weet wat jy aan my gaan doen. Die wêreld sê, jy moet verander. Jesus kniel, en hy begin was. En skielik begin die titel van vandag se boodskap nuwe betekenis kry, is dit nie? Was mekaar skoon. Nie omdat mense altyd skoon is nie, maar omdat Jesus jou eerste gewas het. Nie omdat almal dit verdien nie, maar omdat niemand van ons dit verdien nie. En nou, dink ek Jesus draai hom stadig van daardie 12 disippels af, en hy kyk na ons. Want die vraag is nie meer, het Jesus Petrus se voete gewas nie, want ons weet hy het. Die vraag is ook nie, het hy Judas se voete gewas nie, want jy kan dit antwoord. Jy weet, hy het. Die beter vraag vandag vir ons is, wie se voete vra Jesus jou om te was? Liewe gemeente, ek wonder hoe anders hierdie wêreld sou lyk, as daar mense was wat voete was. Nou nie letterlik nie, maar mense wat eerste vergewe, mense wat eerste dien, mense wat eerste afkniel, wat eerste die verhouding probeer herstel. Ek dink dis
presies waarvoor God ons na 'n gemeente roep. Nie bloot om 'n plek te wees waar mense op 'n Sondag bymekaar kom, maar om 'n plek te wees waar God steeds besig is om te skep en te herskep, waar gebroke mense hoop kry, waar stikkende harte weer veilig kan voel, waar verhoudings kan herstel, waar genade wen, waar mense nie mekaar byt en verskeer nie, maar mekaar skoon was. Want net dalk is dit hoe God besig is om steeds hierdie wêreld te herskep. Nie altyd deur groot wonderwerke nie, maar deur gewone mense wat kies om soos Jesus lief te hê. Miskien het jy vandag met Petrus geïdentifiseer. Jy dra nog die gewig van jou eie mislukking. Jy wens jy kon teruggaan. Jy wens jy kon daardie woorde terugvat, daardie besluit verander, daardie dag oordoen. Onthou dan vir Petrus, Jesus het sy voete gewas voordat Petrus hom verloon het. Jesus het reeds geweet en tog het hy gekniel. Of dalk, miskien, dra jy vandag nog Judas in jou hart. Nie omdat jy Judas is nie, maar omdat iemand jou diep seer gemaak het. Die messe is nog in jou rug. Miskien het jy 'n naam wat vandag nog pyn veroorsaak. 'n Gesig wat jy nie kan vergeet nie. 'n Verhouding wat jou dalk nog wakker hou in die aande. Onthou dan vir Judas. Jesus het ook sy voete gewas. Nie omdat Judas onskuldig was nie. Nie omdat dit wat Judas gedoen het nie saak maak nie. Maar omdat Judas se sonde nie Jesus se liefde beheer het nie. En nou kyk Jesus na my en jou. Die vraag is nie meer, het Jesus Petrus se voete gewas nie? Ons weet hy het. Die vraag is nie, sou Jesus Judas se voete gewas het nie? Ons weet hy het. Die vraag is, wie se voete vra Jesus jou om te was? Wie in jou huis het genade nodig? Wie by jou werk wag dalk al maande vir iemand om net eers te praat? Wie in jou gemeente dra stof aan hulle voete, omdat die lewe hulle moeg geloop het? Hierdie week gaan jy dalk iemand ontmoet wie se voete vuil is. Iemand wat geval het, iemand wat teleurgestel het, iemand wat swaar dra, iemand wat dalk selfs ander seer gemaak het. En wanneer daardie oomblik kom, mag ek en jy Jesus onthou. Onthou die handdoek, onthou die water, onthou die voete, en onthou, hy het eerste gekniel. Want kreatiewe mense is nie mense wat die mooiste kunswerke maak nie. Kreatiewe mense is mense wat saam met God help om skoonheid terug te bring in ons omgewing. Waar sonde dit probeer vernietig het, daar herskep ons saam met God. En dalk is dit hoe God vandag nog skep. Nie deur nog berge te maak nie, nie deur nog sterre te skep nie, maar deur gewone mense wat bereid is om te kniel. En daarom wanneer Paulus sê, live creatively friends, verstaan ons dit nou. Omdat Jesus ons voete gewas het, kan ons mekaar se nou was. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n ongelooflike voorreg om te mag besef vandag, dat dieselfde Heilige Gees, wat in die begin daar was, wat oor die waters gesweef het, wat orde gebring het, wat lewe gebring het, is dieselfde Heilige Gees, wat vandag in ons leef. Ek wil maar net dankie vir u sê, dat, al moet ons dit vandag in geloof sê, dankie dat u besig is om ons eie lewens te herskep. Dankie dat u besig is om skoonheid en mooiheid terug in ons eie lewens te bring. Maar dankie vir die veel groter en mooier uitnodiging, om saam met u deel te neem aan die mooi wat u herstel in hierdie wêreld. Mag ons ervaar hoe u Gees ons elke dag uitnooi op hierdie avontuur. Mag ons die mooi wat Jesus is, terugbring in ander mense se lewe. En dit vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van God vandag beleef, terwyl hy besig is om jou hart te herskep.